Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam uit Lukas 17, verse 20 tot 37. Die Fariseërs is soos altyd besig om te probeer om Jesus uit die weg te ruim en hulle rig 'n vraag aan hom. Jesus maak dit duidelik dat die koninkryk van God nie gevind sal word deur vyandige ondervraging nie. En hy sê dat die koninkryk reg in hul midde is. Nou die Fariseërs wou hê die koninkryk van God moes kom, maar min het hulle besef dat hulle nie die koninkryk kan verwag as hulle die koning verwerp nie. Jesus praat in verse 22 tot 24 met die disippels en sê dat daar tye sal kom nadat hy hierdie aarde verlaat het, wanneer hulle 'n diepe verlange na sy wederkoms sal hê. Nou Satan sal hierdie verlange uitbuit, want soos Matteus 24 sê, sal baie kom wat voorgee dat hulle die ware Messias is. Nou waarsku Jesus dat die mense versigtig moet wees, sodat hulle nie mislei word nie. Ons het werklik nodig om die Here te vra vir 'n gees van onderskeiding, sodat ons by die ware Christus kan bly en nie die namaaksels volg nie. Nou die hele wêreld sal weet hoe die vervulling van God se koninkryk sal lyk wanneer hy terugkeer. Dit sal geen geheim wees nie, want sy wederkoms sal so duidelik wees soos weerlig wat die hemelruim verlig. Ons lees in Matteus 24 vers 29 dat die son sal verduister, die maan sal sy lig nie gee nie, die sterre sal van die hemel val en die kragte van die hemele sal geskit word. Dan kom Jesus en sê iets belangriks. Hy sê, sy wederkoms gaan wees soos die dae van Noag en soos die oordeel van Sodom en Gomorra. Hy beskryf nie die sondige optredes nie, maar normale, alledaagse lewe. Die probleem was dat hulle geleef het sonder om God in ag te neem. Hulle was besig met die lewe, maar nie besig met die Here nie. Jesus bring dit dan terug na ons toe. Vers 30 lees: Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word. Net soos in die dae van Noag en Lot, sal sommige weggeneem word en die oordeel ontvlug, terwyl ander agter sal bly en geoordeel word. Verse 31 tot 33. Ons harte moenie verkleef wees aan aardse dinge nie. Die dag wanneer Jesus weer kom, gaan geen besitting of aansien of rang iemand red nie. Toe Lot se vrou teruggekyk het na Sodom, het sy in 'n soutpilaar verander. En Jesus waarsku dat die mens nie moet terugkyk na die verganklike nie. Ons oë moet gerig wees op die verlossing wat God skenk. In verse 34 tot 36 lees ons van die skeiding wat gaan plaasvind. Een sal geneem word en die ander sal agtergelaat word. Net soos met Noag en Lot sal daar mense wees wat skielik weggeneem word en ander wat agterbly. Die kruks van die saak is egter om te alle tye gereed te wees, want Jesus kan op enige oomblik skielik en onverwags terugkeer. Vers 37 sluit af met die disippels wat meer wou weet oor hierdie openbaring van Jesus, vermoedelik waar die verlossing en oordeel sou plaasvind. En Jesus antwoord: Waar die liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom. Sommige vertalings lees: Daar sal die arende saamkom, maar hoe dit ook al sy. Wanneer Jesus praat oor aasvoëls wat rondom dooie liggame saamdrom, tref hy 'n vergelyking met die geestelike toestand van die mensdom in die laaste dae. Jesus spoor ons aan om oor ons geestelike toestand en die omgewing rondom ons te besin. Hy moedig ons aan om lewe en geregtigheid te soek, eerder as om toe te gee
aan versoekings en geestelike dood. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.